Soos ons in ons week 3 natuurlik, waar ons bietjie praat oor hierdie gedagte met ander woorde, dis daai gesprekke wat ek en jy baie keer in is, iemand sê iets, jy frons, en jy sê met ander woorde, net om daai betekenis reg te kry en om te sê wat jy gehoor het, is dit wat die persoon natuurlik gesê het. Ek dink vir ons is dit so belangrik dat ons besef dat gesprekke vind plaas in groepe. En die beste van alles is, woorde kry betekenis wanneer ons in gesprekke is. En daarom nooi ons jou uit om deel te neem aan die gesprek. En ek dink een van die gesprekke in ons wêreld wat so misverstaan word, is die gesprek oor Jesus. Want dalk het jy dit al beleef, dat jy in 'n gesprek is, en die gesprek se sentrale punt is ek okay? Of dalk, gaan ek hemel toe? En eintlik as ons gaan kyk na die Bybel en ons sien wat daar gebeur, dan besef ons, wag 'n bietjie, die gesprek gaan nie oor is ek okay, en of ek hemel toe gaan nie, die gesprek gaan oor hom, en wie hy is. In Johannes 17 vers 3 skryf Johannes vir ons oor die gebed wat Jesus gebid het voordat hy natuurlik gearresteer is, voordat hy gekruisig is. En in vers 3 sê dit vir ons dat hierdie is die grootste gedeelte van alles wat ek en jy moet verstaan. Dit is ewige lewe. Dat hulle U ken en die enigste ware God en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Jesus sê dit self, is dat soveel van hulle, hy praat van die Fariseërs, het die ewige lewe gesoek in die geskrifte. Hy sê, maar hierdie getuig oor my. En wanneer ek en jy eintlik die Bybel lees, het ons nodig om te verstaan, in die middel van dit alles is Jesus Christus. Die gesprek waaroor die Gees praat, is Jesus. In die middel van die troon sien ons Jesus. En daarom help Paulus ons natuurlik om by 'n plek te kan kom om te sê, met ander woorde, hier is 'n groter doel wanneer ons praat oor wie hy is. En hierdie groter doel help hy ons in Efesiërs 1 vers 10 om duidelikheid te kry. Natuurlik om te sê dat met die doel om alles wat in die hemel en op aarde is onder een hoof, Christus te verenig. So met ander woorde, wanneer ons praat oor verlossing, is dit veel meer as net ek wat gered is om hemel toe te gaan. Maar ek en jy is verlos sodat hy alles onder een hoof kan plaas. En hierdie gesprek gaan dus oor sy koningskap en die koninkryk. Met ander woorde, dit help ons om by 'n plek dan te kom om te sê, maar okay, Aubrey, ek hoor jou vanoggend dat dit is waaroor die gesprek gaan, maar hier is die vraag, as hy dan koning is, en as hy dinge kom regmaak het, hoekom is daar dan nog moorde, korrupsie, gesinne wat breek, hoekom is daar nog ongeregtigheid? En dan kom ons by die plek om te sien dat die Hebreërskrywer, ons het laas jaar stil gestaan by die boek Hebreërs, dat die Hebreërskrywer ons help om net woorde aan hierdie te plaas. Hy sê, maar vir die seun sê hy, U troon, o God, is vir ewig en ewig, en die scepter van geregtigheid is die scepter van U koninkryk. Hoekom lyk die wêreld dan so as die scepter geregtigheid is? Hierdie is nie 'n skeptiese vraag, dit is 'n eerlike vraag. En ek dink as ons hierdie nie aanspreek nie, dan is die slagspreuk, Jesus is koning, maar net nog eenvoudig 'n kerksin. Wat nie waarheid is nie, maar net iets wat ons sê. So as ons net gaan kyk wat Johannes vir ons skryf in Openbaring, wanneer hy 'n oomblik in die troonkamer inkyk, dan sien ons, en ek het gesien, en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En ek raak so bewus van die feit is dat Johannes sien nie 'n diktator nie. Johannes sien nie 'n generaal nie. Johannes sien 'n lam.
Kom ons sê dan, met ander woorde, God het ander woorde kom gee aan mag. Hier's die probleem, in watse sirkel sit jy met gesprekke? Want as woorde betekenis kry in gesprekke, het ek en jy nodig om die regte tafels te sit. Daarom, wanneer hy ons verplaas het om in die hemel saam met hom te sit, sê ek, ons sit om die troontafel waar hierdie gesprek oor sy koningskap plaasvind en sy koninkryk. En op die einde van die dag het ons 'n klomp idees natuurlik hoe dit moet lyk. Want hoekom? Want ons word beïnvloed deur hoe ons sien koningskap gevorm word. As ons net teruggaan in die Ou Testament, dan sien ons hoe konings regeer en dan ewe skielik stop alles onmiddellik wat was. Maar wanneer ons sien hoe hy kyk na koningskap en waar daaroor geskryf word, dan sien ons hierdie selfopofferende liefde. Iets wat totaal en al anders is. Iets wat ek en jy kan kom verstaan dat God ander woorde gegee het oor hierdie woordjie mag. En dit verander op die einde van die dag alles. As ek en jy besef, wag 'n bietjie, die manier hoe God mag definieer is nie deur die krag wat hy het nie, en glo my, God kan enige iets doen. Nee, dis die manier hoe hy sê, hierdie mag gaan funksioneel wees, hierdie mag definieer hy as opofferende liefde. Dis die mense wat in daardie spasie instap. So ons beleef hierdie groot spanning, want hier is die gedagte. Okay, maar wag nou, hy het nou sy koningskap opgeneem, maar hoekom sien ons nog steeds hierdie goed in ons samelewing? Luister, wat skryf Paulus vir ons? Want Christus moet as koning regeer totdat. Hier is 'n baie belangrike beskrywende woord, totdat. Hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Met ander woorde, was die kruis nie die einde nie, maar die begin. Al het Christus uitgeroep, tetelestai, dit is volbring. We start at finish. Hy het oorwin. Dis nie iets wat nog gaan gebeur nie, maar nou van hierdie plek na waar dit eindig, in hierdie tydperk moet ons besef dat geregtigheid is hierdie regmakende liefde wat besig is om funksioneel te wees in hierdie samelewing. Die nuwe het reeds begin. Dit begin by my en jou, maar die voltooiing is die oomblik op daardie dag wat Jesus terugkom na hierdie aarde toe, na hierdie plek wat hy begin het, wat hierdie plek wat hy geskep het, wat hy hierdie plek ten doel gehad het dat sy heerlikheid sal seëvier. Op daardie dag sal alles voltooi wees. Maar intussen het ons hierdie spanning en daarom het ons nodig om na 'n paar voorbeelde te gaan kyk. En vanoggend wil ek vir jou sê, hoe lyk dit prakties? Nommer 1 gaan ons oor die storie van Saggeus praat en nommer 2 die vrou by die put. Ek weet nie of jy al die storie van Saggeus gelees het nie, maar dit is eenvoudig in Lukas 19 kan jy dit gaan lees. Ek dink net gou saam met my. Lukas skryf vir ons dat Saggeus natuurlik, hierdie klein jong mannetjie, of jonk in die sin van jonk, nee, want ons is mos nog jonk, ouderdom gewys nie, maar anyway, klein mannetjie, hy het vir SARS gewerk. As jy is vanoggend, ons het niks teen SARS nie. Right. Dit gaan oor die geld wat in die stelsel ingegooi is, wat nie gebruik word waarvoor dit bestem was nie. Daar's korrupsie, daar is mense wat uitgebuit word. En luister, almal weet dit. En almal het dit daar geweet. Dit is hoekom Saggeus nie die geliefde persoon was onder die son nie. En Jesus gaan na Samaria toe. En jy kan dink dat Jesus as koning hierdie plek sal inneem, dat hy op die einde van die dag 'n publieke konfrontasie sal hê met dit wat verkeerd is in die samelewing. Inteendeel, dan sien ons hierdie klein mannetjie wat in 'n boom opklim om Jesus te kan sien en kyk wat gebeur. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang.
Luister gou, Jesus kom nie aan en skree nie. Hy verneder nie daai SARS ouetjie nie. As iets besonders wat hy so uitstaan. Hy gaan by hom in huis. Hier's iets van Jesus se teenwoordigheid wat ek en jy moet sien in hierdie oomblik. Dit is baie maklik dat ons kan dink dat Jesus die gesprek natuurlik met Saggeus gehad het. Ons sê Saggeus, is my jong. Jy het 'n paar goeters daarom verkeerd gedoen. Maar hy doen nie dit nie, hy is teenwoordig. Ek wonder spesifiek wat het in daardie oomblik gebeur. Wat se woorde was gewissel, want hoor gou wat gebeur, is dat ons sien dat genade hier tref 'n persoon, en sy reaksie is, maar sy gees het gaan staan en vir die Here gesê. Kan jy gou net hier hoor, dat Jesus het nie die wet opgebring nie, hy het ook nie beleid opgebring nie, hy was net teenwoordig. Daar was iets van die bekragtiging van genade in hierdie oomblik wat deurgestamp het, wat sy gees se hart getref het. En sy reaksie is, kyk Here, ek gee die helfte van my besitting aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Die reaksie van Saggeus verstaan ons nie altyd nie, maar hier is iets wat ons sien, is dat die regmakende liefde van Jesus Christus in daardie oomblik gewerk het. Dit het Saggeus getref, en sy reaksie was, dit het 'n gemeenskap geraak. Dink mooi daaroor, die mense wat hy uitgebuit het, hy vergoed. En armes is ewe skielik versorg. En as ek en jy na geregtigheid kyk, dan besef ons, dis hoe dit werk. Vir my amazing is dat die vrou by die put, dis dieselfde patroon. Jesus gaan sit by die put. Ek weet nie of jy al ooit net daaroor gaan dink het nie, maar in hierdie oomblik kyk hy en hy sien Saggeus. Daar is intentionaliteit. Met die vrou by die put gaan sit hy by hierdie put. Put wat Jakob hulle gegrou het. Iets van bewustheid. Ek gaan sit en ek wag. Daar is 'n oomblik wat ek weet wat gaan gebeur. Daar's 'n oomblik van intentionaliteit. Wie ook al hier kom sit, ek het 'n oomblik wat ek met hulle kan spandeer. Ek dink ons jaag baie keer so in hierdie wêreld dat ons mis die Saggeuse en die vrouens by die put. Hierdie Samaritaanse vrou. En sy kom daaraan. En dit is vir my so mooi hoe Jesus al benader is, want sy sê nadat hy gevra het vir water, hy sê, wie is u as 'n Jood dan om met my as 'n Samaritaan te praat? Want luister, hulle het mekaar gehaat. En hier is iets anders daar aan die gang, hier's 'n man en 'n vrou, en 'n Jood, 'n man het nie 'n vrou in enige waarde gaan hanteer nie, en op hierdie oomblik wat sy daar so sit, sê hy vir haar, geef my water asseblief. En dit is interessant wat hy vir haar sê. Hy sê, as jy geweet het wie by jou sit, het jy my gevra vir water. Want as jy van my water drink, sal jy nooit weer dors word nie. En sy sê vir my, jy dan nie eers 'n skepding nie. En luister wat sê sy vir hom. Sy sê vir hom, gee my van hierdie water. Kyk Jesus se reaksie. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy's reg. 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Jy sien, die waarheid sal jou vry maak. En in hierdie oomblik,
toe tref genade haar. Want jy sien, ek dink baie keer ons dink, dat waarheid wat ons vir mense sê, maak hulle vry. Maar is eintlik wanneer mense waarheid sê, wat hulle vry maak. Want dan stap genade in hierdie spasie in. Dan is dit genade wat mense toevou, dan is dit genade wat mense help en bemagtig en bekragtig. En in daardie oomblik waar sy agterkom, sy word nie verwerp deur hom nie, sy word eintlik aanvaar deur hom, los sy haar waterkruik net daar en hardloop dorp toe. En luister wat sê sy vir die dorp, die vrou toe het haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie Christus nie. Of hoe, hier is 'n man wat opgedaag het. Hier is 'n man wat getuienis gelewer het van iets wat ek nodig gehad het, van hierdie water, van waarop ek soep was, waar ek dors voor was in my lewe. Soveel van mense in hierdie samelewing lewe met 'n dors wat hulle nie kan stil nie. Al drink hulle die water elke liewe dag, het hulle nog steeds hierdie dors in hulle lewe. En wat hulle nodig het, is hierdie regmakende liefde, hierdie geregtigheid wat hulle tref. Want in daardie oomblik, toe dit haar tref, toe verander sy 'n dorp in daardie omgewing. En nou besef ek en jy, wanneer ons in Psalm 98 lees, hierdie gedeelte van net om te besef, hoor hierso, hier is iets so belangriks om te ontdek, ten opsigte van wat hy kom doen het, dan besef ons hierdie geregtigheid is waar alles sing. Hierdie geregtigheid is waar alles sing. Sing 'n nuwe lied. Dit juig oor die koning. Dit basyn dit uit. Dit klap hande. Dit jubel. Van die koning se geregtigheid het deurgebreek. Hierdie koning waarvoor ons lees natuurlik in Johannes 1 vers 14 wat sê, en die woord het vlees geword en ons kom woon en sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol van genade en waarheid. Hier is hoe hy regeer. Hy verander harte. Hy herstel identiteit, hy bring genade en waarheid. Is die vraag, kom stop God dan nie alles nou nie, want ek en jy moet besef, as God alle ongeregtigheid vandag moet uitwis, moes hy nie net daar buite nie, maar hier binne ook. Alles aangespreek het wat sy sepensdoel mis. Jy sien, hierdie tyd wat ons in is, tussen die opstanding en voltooiing, is nie 'n wagtyd omdat God swak is nie, maar is 'n ruimte wat God skep, sodat genade kan seëvier. Is 'n ruimte vir mense om te metanoia, tot bekering te kom, die waarheid te kan ontdek. 'n waarheid wat mense vrymaak. Nie 'n wet wat opgelig word, en kyk wat jy verkeerd nie, maar 'n genade wat mense intrek in die spasie, en om te kan sê, daar is iets wat jy mis op die einde van die dag, iets wat hulle ontdek, in die manier hoe hierdie wêreld hulle uitspoeg, maar hierdie koninkryk hulle insluk. Daar's 'n ruimte vir mense om te herstel, 'n ruimte vir mense om deel te raak van hierdie regmakende projek. En op die einde van die dag, soos ek gesê het, is dit juis in Psalm waar hulle sing en juig en basyn en klap hande, hierdie jubelende verwysing oor wat God kom doen het, want sy regmakende liefde beteken hy is vir ons. Hy is vir sy skepping, hy is vir lewe. Hy is teen alles wat vernietig.
En daarom, wanneer ek en jy sê met ander woorde, beteken dit nie omdat daar nog ongeregtigheid is, dat hy nie regeer nie. Maar dit beteken tussen die begin en die einde, wanneer dit alles volbring is, hierdie tussentyd, leer ons die hart van die koning ken. 'n koning wat huil by grafte. 'n koning wat eet saam met sondaars. 'n koning wat verraaiers herstel. 'n koning wat uitbuiters verander na vrygewiges. En hoe maak hy dit reg? Hy doen dit soos 'n lam. Ek dink die diepste waarheid wat ek en jy moet ontdek van hierdie met ander woorde, is die grootste probleem is, ons het 'n ander koning verwag. Daarom kan ons nie sê God regeer nie. Ons het nodig om te verstaan dat geregtigheid nie deur mag gaan gebeur nie, maar deur hierdie regmakende liefde. En elke keer wanneer sy regmakende liefde 'n Saggeus tref, dan verander omgewing, 'n gemeenskap. Armes word voorsien. Wanneer dit 'n Samaritaanse vrou tref, verander haar dorp. Wanneer dit elke gebroke hart tref, dan skuif die wêreld. Skuif die wêreld 'n bietjie nader. 'n Bietjie nader aan hoe dit in die hemel is. En ek wil jou volgende uitnooi om hieroor te dink. Wie is die Saggeus verby jy baie keer verbyloop? Wie is die Saggeus wat jy moet by gaan eet en gaan koffie drink? Wie is daai Samaritaanse vrou wat jy dalk net by moet stop vir 'n oomblik? Wie is die met gebroke harte in jou omgewing? Want God se regmakende liefde gebeur nie deur 'n wet wat ons hou nie, maar die mens wat ons tentoonstel. Hierdie mens wat genade en waarheid ontdek het, omdat God 'n plan gehad het, en die manier hoe hy dit gedoen het, is om te begin by ons. Sy regmakende liefde het ons getref. Daarom kan ons dit wees in ons samelewing. Daarom met ander woorde beteken dat wanneer ek en jy in die regte gesprek is, sal ons ontdek wat hierdie waarheid werklik is. Hoe genade regtig lyk. Hoe geregtigheid werklik werk. So dalk sit jy hier vanoggend. En sit nog met jou gebroke hart. Dalk sit jy hier vanoggend nog en voel jy is verwerp. Dalk sit jy hier vanoggend nog met daardie probleme waarvan jy nie kan ontslaa raak nie, want jy het honger, jy het 'n dors. Daar's net een wat dit kan verander, en sy naam is Jesus Christus. Dis die enigste ene wat die water het wat lewend maak. En as jy hom het, dan sal hy jou dors vul. Psalm 90 vers 14, skryf die psalmdigter, hy sê, Here, versadig my in die oggenduur, deur die getroue liefde, sodat ek vreugde en vreugdevol kan wees. Hier is iets wat God my en jou wil inbring, en ek wil jou uitnooi vanoggend, as jy nog nie hierdie realiteit van jou lewe gemaak het nie, is vanoggend daardie geleentheid. Dis vanoggend die geleentheid om hom te aanvaar as die koning oor jou lewe. Hierdie koning wat met opofferende liefde gekom het. Wat jou raak sien. Wat my raak sien.
wese. Gaan nie hom toelaat. Sodat jy hom leer ken vir wie hy werklik waar is. Sodat hy jou kan herstel. Sodat hy jou kan formeer. Sodat hy jou in daai spasie kan inbring waar jy deelneem aan hoe hy hierdie wêreld wil regmaak. Ek wil vir jou volgend bid. Vir ons volgend bid. Sodat jy volgend daai stap kan neem om dit te gee vir hom. Sodat hy kan instap in daardie leemte. Dat hy dit kan vul. Sodat jy nie weer dors sal word nie. Kom ons bid saam. Here, jy ken elke Saggeus in hierdie plek vanoggend. Jy ken elke Samaritaanse vrou. Jy ken elke gebroke hart. Elke persoon wat met pyn hier sit. En jy nooi ons volgend. Soos wat jy vir Saggeus gesê het, Saggeus kom, ek wil saam met jou vertoef. Soos met daardie Samaritaanse vrou wat jy sê, as jy weet, vir hier voor jou sit, sal jy gevra het. Dis waartoe ek ons volgend wil uitnooi, Here. Heilige Gees, dankie dat U die een is, wat Christus kom sentraal maak in dit alles. Sodat ons kan ontdek wie hy is. Ek wil volgend vir jou vra. Wil jy nie laat gaan nie? Jou gedagte van wat God moes kom doen het. Jou gedagte van hoe God dit moes kom doen het. En om toelaat dat hy dit doen, omdat hy God is. Omdat hy weet wat die beste is vir jou. Omdat hy jou sien. Omdat hy jou deel gemaak het van sy storie. Van die groter storie. Die storie oor sy regmakende liefdewerk. So ek eer U, Here. Dankie dat U kom intree volgend in elkeen van ons lewens om ons te help om te ontdek dat genade bekragtig ons sodat waarheid ons vry maak. Dis hoe U geregtigheid werk. Ons eer U in Jesus naam.